die troon. Heilig, 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 liefdevol, waaragtig, Heer wat omhoog die ewigheid bewoon. Psalm 139 vers 13 tot 18. Dit is immers U wat my niere geskep het, my in die moederskoot geweef het. Ek prys U, omdat ek op 'n ontzagwekkende, wonderbaarlike wyse gemaak is. Wonderbaarlik is U werke, en ek besef dit maar te goed. My skelet was nie vir U verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, toe ek kunstig geweef is in die dieptes van die aarde. U oë het my vormloosheid gesien, en in U boekrol is ek opgeteken, daar wat beplan is, toe nie een daar was nie. En vir my, hoe kosbaar is U gedagtes, o God, hoe oorweldigend is die volle getal daarvan. As ek dit tel, is dit meer as die sand. Word ek wakker, dan is ek steeds by U. Baie dankie Kobus, en dan gaan ek vir Eduan vra. Eduan, kan jy vir ons kom bid asseblief? Daar sy, goeiemôre gemeente, kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader vir hierdie wonderlike dag wat U vir ons gegee het, Here. Dankie dat U ons elkeen unieke geskape het, Here. U het ons design in die moederskoot, en daar's nie een van ons wat dieselfde is as die ander nie. Hoe awesome is dit om te weet dat die God wat die heelal geskape het, is nog steeds liewer vir my en jou. Here, ek bid dat U asseblief vir ons sal behoed en bewaar in die week wat ons kom, wat vir ons voor lê, Here, waar ook ons mag gaan, Here, dat ons asseblief voorbeelde sal wees van U wonderlike werke. Ek bid dit alles in U naam alleen. Amen. Baie dankie Eduan. Ons tema vir oggend is God kan herskryf wat die lewe geskryf het. Die lewe skryf reeds voor die geboorte. Wat sal jy sê as ek vir oggend vir jou sê, dat jou liggaam dalk nou nog op iets reageer, wat gebeur het voordat jy gebore is, voordat jy 5 jaar oud was, voordat jy 2 jaar oud was, maar nog voordat jy jou eerste asemteug geneem het. Klink dit onmoontlik? Wel, dit is presies wat die wetenskap die afgelope 20 jaar ontdek het. Nog voordat 'n baba sy eerste asemteug neem, nog voordat daai babietjie sy ma se gesig sien, nog voordat iemand sy naam uitspreek, is daardie klein liggaampie reeds besig in die baarmoeder om een vraag oor en oor te vra. In watter wêreld gaan ek leef? As daar byvoorbeeld genoeg kos is, ontvang die baba die boodskap: die wêreld is veilig. Maar as die baba in die baarmoeder voortdurend syne kry, kom ons neem 'n voorbeeld, wanneer daar byvoorbeeld hongersnood is, leer sy liggaam om daar reeds al in die baarmoeder, daai klein liggaampie reeds, om elke kalorie te spaar. Want hy ontvang vir maande lank die boodskap, daar gaan nie genoeg kos wees nie. So sy liggaam leer om elke kalorie vas te hou. Maar na geboorte is die hongersnood dalk verby en daar's 'n oorvloed kos. Maar hierdie persoon sukkel in sy volwasse lewe nog met vetsug of diabetes of hartsiektes. Nie omdat sy liggaam verkeerd werk nie, maar omdat dit presies doen dit waarvoor hy destyds geprogrammeer was. As 'n mamma byvoorbeeld stres of depressie of trauma het, kry die baba die boodskap, hierdie wêreld is nie veilig nie. En onmiddellik gebeur daar iets ongeloofsliks. Daardie klein liggaampie in die baarmoeder begin hom reeds voorberei, of haar. Die brein ontwikkel anders. Die stresshormone verander in daai klein liggaampie. Die immuunstelsel pas aan.
Die metabolisme skakel oor na oorlewingsmodus. Alles met een doel, om hierdie baba in die lewe te hou. Hierdie liggaampie luister. Hierdie liggaampie leer. Hierdie liggaampie onthou. En hierdie klein liggaampie begin hom voorberei. En wanneer hierdie baba 'n volwassene is, soek sy brein die heeltyd na gevaar. Hy vra steeds, is die wêreld veilig? Kan ek mense vertrou? Selfs lank na die oorlog verby is, selfs wanneer die mishandeling opgehou het of die trauma verby is, sal hierdie persoon vandag die heeltyd wonder. Sy liggaam sal die hele tyd so bewus wees, asof daar gevaar is. Die liggaam reageer dus op die wêreld waar jy voorberei is. Nie noodwendig in die wêreld waar jy uiteindelik in leef nie. En skielik begin baie mense se lewe sin maak, want ons leef nog volgens wat die wêreld ons voorgeskryf het. Ons liggaam gaan outomaties in 'n oorlewingsmodus in. Soms veg ons of ons raak kwaad of ons ontplof. Soms raak ons angstig. Soms sluit ons onsself af. Soms is alles net te oorweldigend en jy voel moedeloos of depressief. Want jou liggaam leef nog volgens die wêreld waarvoor dit voorberei is. Al leef jy nou in 'n veilige omstandighede. En dit bring ons by punt 2. God ontmoet ons nog voordat ons onsself ken. En dis waar Kobus nou so mooi gelees het in Psalm 139, dat God sê nog voordat jy gebore is, het hy jou geken. U het my gevorm toe ek nog in my moeder se liggaam was. Nog voordat die wêreld jou 'n probleemkind genoem het God jou my kind genoem. God sê, ek het jou gevorm, ek het jou gesien, ek het jou geken. Nog voordat trauma jou geken het ek jou geken. Nog voordat mishandeling jou naam geroep het ek jou by die naam geroep. Nog voordat jou liggaam geleer het om bang te wees, het God jou al lief gehad. Nog voordat iemand jou verwerp het God jou gekies. En nog voordat die wêreld vir jou gesê het, jy is nie veilig nie, het God vir jou gesê, jy is myne. Want hy herskryf wat die lewe geskryf het. Hy genees nie altyd oombliklik nie. Soms doen hy dit wonderbaarlik in 'n oomblik, maar baie keer genees hy oor jare stadig, deur sy gees, deur sy woord, deur gebed, deur veilige verhoudings. Dis hoekom 'n veilige huwelik so belangrik is. Die ander persoon kan leer wat dit beteken om veilig te voel. En deur geloofsgemeenskappe, die kerk. Die Bybel is God se manier om dit wat die lewe geskryf het, te herskryf. Julle kan, as julle julle Bybels by julle het, kan julle daar in Romeine 12 vers 2 kyk, anders kan julle dit net hier in julle vasmaak in julle geheue. Maar in Romeine 12 vers 2 staan, word verander deur die vernuwing van julle denke. Ek herhaal dit, word verander deur die vernuwing van julle denke. So jy het 2 stemme in jou lewe. Die eerste stem sê, hierdie wêreld is gevaarlik. Moenie vertrou nie. En die lewe het dalk die eerste hoofstuk vir jou geskryf. En trauma het dalk die tweede hoofstuk geskryf. En mense het dalk nog 'n paar hoofstukke geskryf. En die eerste stem sê altyd, jy is nie veilig nie. Maar die tweede stem is God se stem. God skryf die laaste hoofstuk. En God se laaste hoofstuk is altyd sterker as die wêreld se eerste hoofstuk. Die tweede stem sê, moenie bang wees nie.
ek is met jou. Ek sal jou nooit verwerp nie. Ek sal jou nooit begewe nie. Ek sal jou nooit verlaat nie. God verander ons nie deur ons verlede uit te vee nie. Hy verander ons deur ons van binne nuut te maak. So hy verander nie net wat ons dink nie, hy verander hoe ons reageer. Hy verander hoe ons voel, hy verander hoe ons liefhet, hoe ons vertrou. Ek kan eintlik sê die Christelike lewe is 'n proses waarin ons leer om die eerste stem, dis die wêreld se stem, die trauma se stem, mense se stem, al minder te glo. En die tweede stem, God se stem, al meer te vertrou. En dit is presies wat Romeine 12 bedoel met die vernuwing van julle denke. Dis nie bloot positiewe denke nie. Dit is om God se stem stadig sterker en sterker te laat word as die stemme van die trauma en die verwerping en van die vrees wat in ons ingeprent is. Stel jou 'n ou plaaspad voor. Vir jare ry die voertuie oor dieselfde spore. En mettertyd word daai wielspore baie diep. En elke motor val outomaties daarin. Trauma werk so. Ons brein en ons senuweestelsel vorm diep spore. En elke nuwe situasie trek ons terug na daardie spore. Vrees, woede, wanhoop, depressie, onttrekking, krisis, enigiets. Ons verdedig of ons val eers aan voordat ons dink. Niemand raak kwaad omdat hulle besluit, hoorie, ek gaan nou kwaad word nie. Hulle is outomaties op die ou plaaspad. Niemand raak angstig omdat hulle lus is daarvoor nie. Hulle brein ry bloot in dieselfde ou spore. Maar elke keer wanneer ons God vertrou, wanneer ons sy woord gehoorsaam, wanneer ons liefde ervaar, wanneer ons veilig voel en in geloof lewe, begin hy stadig vir ons nuwe spore vorm. God kom nie met 'n bulldozer om die ou pad oornag toe te gooi nie. Hy stap elke dag saam met jou op 'n nuwe pad. Aanvanklik is hierdie spore skaars sigbaar, maar later word die nuwe pad die gewone pad. Dis 'n proses en uiteindelik word dit die nuwe manier hoe ons leef. God vee nie net die ou spore uit nie. Hy leer ons om op hierdie nuwe pad te stap. Hy sê nie vir ons, ignoreer jou verlede, maak asof dit nie gebeur het nie. Hy sê, ek gaan jou vernuwe. Nie net jou gedagtes nie, maar jou hele mens wees. En stadig leer hy ons senuweestelsel om tot rus te kom, om veilig te voel, om vrede te hê. Nie omdat jou verlede nooit gebeur het nie, nie omdat jou DNA verander het nie, maar omdat God besig is om 'n nuwe storie te skryf. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die grootste bewys dat God kan herskryf wat die lewe geskryf het, staan op Golgotha. Aan die kruis lyk dit asof sonde en geweld en dood die laaste hoofstuk geskryf het. Maar op Paaszondag skryf God 'n nuwe einde. En daarom kan hy ook nuwe eindes in my en jou verhaal skryf. Die kruis is God se verklaring. Jou verlede kry nie die laaste woord nie. Die lewe het dalk jou eerste hoofstuk geskryf terwyl jy in die baarmoeder was. Toe jy jonk was, kind was, het trauma dalk bladsye ingevul en ander mense dalk met harde ink oor jou hart geskryf. Maar hulle hou nie die pen vas nie. God doen. En hy's nog nie klaar met jou verhaal nie. Mense genees dikwels nie in isolasie nie. Hulle genees in veilige verhoudings. Daarom het God nie net vir ons 'n Bybel gegee nie.
Hy het ook vir ons 'n gemeente gegee. En hoe wonderlik sou dit wees as mense in 'n kerk kom en sê, ek voel vir die eerste keer veilig wanneer ek in daardie kerk instap. Want hier hoef jy nie weg te kruip nie. Hier hoef jy nie altyd sterk te wees nie. Hier word jy nie volgens jou verlede beoordeel nie. Hier word jy in genade ontvang. Want elke keer wanneer jy iemand se liefde ervaar, of wanneer jy genade ontvang, of wanneer jy aanvaar word, begin daar iets in 'n mens verander. Nie net geestelik nie, selfs liggaamlik. Ons dra mekaar se laste en ons help mekaar se senuweestelsels om weer rus te vind. Ek sluit af. Miskien voel dit vir jou asof die eerste hoofstuk van jou lewe reeds besluit het vir jou hoe jou storie gaan eindig. Dis waarom jy gereeld sê, ag julle, dis maar hoe ek is. Ek is vinnig op my perdjie en ek word vinnig kwaad. Of jy sê, ek was maar nog altyd so, ek kan nie mense vertrou nie. Of jy sê, ag, ek kan nie verander nie, ek bly altyd angstig. En dit wat jy vandag beleef, was eens 'n baie slim manier om te oorleef, toe jy 'n kind was en voorgeboorte was. Maar God kom en hy nooi jou na iets groters toe, nie net om te oorleef nie, maar om te leef. Die evangelie sê, God lees nie net jou verhaal nie, hy skryf verder. En wanneer God skryf, kry trauma nie die laaste woord in nie. Jou verlede kry nie die laaste woord nie. God doen. En daarom is daar altyd hoop. Nie net om te oorleef nie, maar om werklik te leef. Jesus het gesê, ek het gekom sodat julle die lewe kan hê en die lewe in oorvloed. Johannes 10 vers 10. Daardie oorvloed begin wanneer ons senuweestelsel en ons hart en ons gees stadig begin glo. Ek is veilig. Nie omdat die wêreld veilig geword het nie, maar omdat mense nie die pen vashou nie. God hou die pen vas. En hy's nog nie klaar met jou verhaal nie. Hy's elke dag besig om te herskryf wat die lewe geskryf het. En aan die einde van jou verhaal, wanneer hy sy pen neersit en jou kom haal, sê hy vir jou, soos my GPS, al gaan ek kafee toe of net hier naby by Woolworths of die Spar, dan druk ek altyd home in. Weet julle hoekom? Want as ek hier inry, dan wil ek die stem hoor. Welcome home. En dit is wat God vir jou gaan sê dan daai dag. Welkom tuis, my kind. Amen. Ek gee vir julle 'n minuut om net so te sit en met die Here te praat. Versekering, hy is my Heer, salige voorsmaak van wat ons begeer. Jesus verlig my duister gemoed, wedergebore, rein deur sy bloed. Dit is my boodskap, dit is my lied, wat ek as lof aan Jesus wil bied. Dit is my boodskap, dit is my lied, wat ek as lof aan Jesus wil bied. As ek gehoorsaam, sien ek sy lig, heerlik daarbowe, o skone gesig. Hemelse wese
Dit is my boodskap, dit is my lied, wat ek as lof aan Jesus wil bied. daardie versekering stel my gerus. Ek is van Jesus se liefde bewus. Wakend gelowig, wag ek op hom, Vas aan sy woorde, ek sal weer kom. dit is my boodskap, dit is my lied, wat ek as lof aan Jesus wil bied. Dit is my boodskap, dit is my lied, wat ek as lof aan Jesus wil bied. Gaan nou hierdie week in die vrede van God. En mag die Vader wat jou gevorm het, voordat jy jou eerste asemteug geneem het, jou herinner dat jy geken, dat jy geliefd en gesien is. En mag Jesus Christus deur die kruis en die opstanding gewys het dat sonde en lyding en dood nie die laaste woord oor jou lewe het nie, en jou die moed gee om die nuwe pad saam met hom te stap. En mag die Heilige Gees hierdie week jou denke vernuwe, jou hart genees, jou vrese tot rus bring en jou leer om al hoe minder na die stem van jou verlede te luister en al hoe meer die stem van God te vertrou. Amen.